Wanneer jy bedreig voel en wanneer die wêreld vir jou fluister, jy het nodig om te kompeteer. Of wanneer jou eerste instink is om te beskerm, om toe te maak, om terug te hou. Wat sê dinge wat jy maak? Wat doen jy? Vandag stap ons saam met Jesus in een van die mees intieme momente van die evangelie. Jesus het pas sy disippels se voete gewas. En nou, terwyl hy op die rand van verraad staan, kies hy nie om te vlug of te veg nie, hy kies liefde. In hierdie video kyk ons saam na Johannes 13 vers 31 tot 35. Ons kyk na waar die teks in die evangelie inpas, ons kyk na die hartklop van Jesus se nuwe gebod en ons kyk na hoe om dit nie wetties of moralisties of oppervlakkig te lees nie. Ons gaan hoor hoe Christus nie net 'n opdrag gee nie, maar 'n bron van liefde word vir mense wat bang en broos en soms net eenvoudig menslik is. Dankie dat jy kyk en welkom by NG Weerdepark se aanlyn gemeenskap. Hierdie is Bybelstudie. Ons is in die bovertrek, die laaste aand. Judas het pas die kamer verlaat en dit is nag, letterlik en geestelik. En hierso begin Jesus se afskeidsrede. Johannes gee 'n meesterlike beskrywing van 'n God wat liefde wys in die oomblik van totale menslike bedreiging. Vir die eerste lesers, dis 'n vervolgde en 'n kwesbare gemeenskap, was hierdie woorde nie net 'n teologiese redenasie nie, maar dit is taal van oorlewing. Ons leef in 'n wêreld wat nie ons geloof aldag verstaan nie, of wat dit 'n prestasie ding wil maak. En wat doen ons dan wanneer ons vrees of onseker is of druk ervaar? Jesus se antwoord gee liefde as heerlikheid, liefde as roeping, liefde as ons nuwe identiteit. Nadat Johannes uitgegaan het, het Jesus gesê, nou is die seun van die mens verheerlik en God is deur hom verheerlik. Let op, Jesus praat nie van homself in die eerste persoon nie, hy praat in die derde persoon. Hy sê nie, ek word verheerlik nie, hy sê die seun van die mens. Hy draai die kamera lens van homself af na die Vader toe. In die wêreld waar ons onsself eerste wil stel, waar my reputasie en my sukses en my erkenning belangrik is, wys Jesus 'n ander pad. Hy gee aan God die eer, deur homself te gee. Ja, mense kan nou nie dogmatiek ingaan en vra, maar is Jesus nie dan self God nie, maar kom ons kyk eerder wat wil die skrywer hiermee sê. Die kruispad lyk soos 'n nederlaag, maar vir Jesus is dit die oomblik van God se grootste heerlikheid. As gereformeerdes ontmoet ons hierso die kruis en heerlikheid met mekaar. God word nie deur mag verheerlik nie, maar deur selfgewende liefde. Dink aan 'n ouer wat nie sy sukses meet aan die prestasie van sy kinders of hoeveel trofee of hoeveel A's nie, maar sy kind se veiligheid en groei. So wys Jesus God se hart, nie deur beheer nie, maar deur liefde wat gee tot die einde toe. Waar ander kan sê, vandag maak jou merk, sê Jesus, gee jouself. Want liefde is jou ware identiteit. In hierdie gedeelte sien ons, Judas het geloop, hy's uit, daar's verraad in die lug. Sielkundig sou Jesus se vlugdrange moes inskop, maar kom ons kyk hoe reageer hy in hierdie situasie. Wat doen hy? Hy noem hulle my kinders. My kinders, ek's net nog 'n kort tydjie by julle. Julle sal my soek, maar soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook vir julle, waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Dis taal van veiligheid, van aanwesigheid, van verborgenheid. Hy leer, hy bly, hy dra. Dis ook taal wat teen die grein van die dag ingaan. Dis
teen-intuïtief, maar dis taal wat hemels is. Hierdie gedeelte het my laat dink aan 'n podcast wat ek geluister het van Peter Rollins en Rob Bell, met die titel The Last Guru. En daarin wys 'n groot leier nie hoe sterk en hoe magtig hulle is nie, maar eerder deur self neer te lê, sodat ander kan leef, ander kan groei. Dit is nie self uitvee nie, maar dit is inhou, sodat liefde kan vloei. So vir vandag, wanneer jy bedreig voel, wanneer jy voel jou impuls is om dalk 'n vuis te wil swaai of terug te byt of jouself te wil bewys, sê Jesus, liefde is die sterker krag, sterker beweging. Hierdie teks word soms gebruik as wees net nice, wees die vloerlap. Dis maklik om dan ander te wil misbruik met hulle stilte, dat hulle moet nice wees. Of 'n checklist, ek moet lief hê anders is ek sleg. Of 'n poging om toksiese verhoudings te regverdig en mense te gaslight. Maar dis nie Jesus se stem hierso nie. Johannes 13 begin met hy het hulle lief gehad tot die einde. Eerstens, jy is geliefd. En dan word jy gestuur om lief te hê. God vra nooit wat hy nie gee nie. Dink aan die gebod van naaste liefde, soos jouself. En hierdie nuwe gebod, kom na die wasbak, na die brood, na die hart wat breek vir sy kinders. Die goeie nuus is, dis nie presteer liefde nie. Dis bly in my liefde, en my liefde sal in jou lewe. Dis nie selfdwang nie, dis eerder 'n transformasie van genade. So as ek nie hoef te presteer nie, dan word die angel hier weggevat. As ons kyk na hierdie gedeelte, nooi hierdie teks jou nie om harder te probeer nie, maar om dieper te rus in God se liefde. Om jou lewe nie uit tekort en vrees te leef nie, maar uit ek is genoeg in God. En wanneer ons dit doen, word die wêreld anders. Nie omdat ons sterker is nie, maar omdat Christus se liefde sterker is as vrees en as ego en as selfbewaring. Daaraan sal almal weet. Nie deur ons briljantheid nie, maar deur ons liefde. Mag jy vandag vrede hê. Mag jy weet jy is veilig en mag Christus se liefde in jou vloei. Stadig, diep en genoeg. Tot volgende keer weer. Seën vir jou. Totsiens.